ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 445. Aan Jahwe Shua en Jahwe ons Vader, al die lof en die eer. 445. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jahwe Shua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink aan een spesifieke boek wat so impak gemaak het in hierdie laaste 25 jaar in die wêreld, is die 2 sedels tot die boek van Openbaring. Dit het 'n verskil kom maak in mense se lewens. 25 jaar navorsing gedoen op hom. Hy is reeds 25 jaar beskikbaar in Suid-Afrika. As jy nou 'n boek wil kry, dis 'n A4 boek, hy's amper 500 bladsye, so 460 bladsye, die 2 sedels tot die boek van Openbaring. Ek het hom ook in Engels, The 2 Keys to the Book of Revelations. Hy's amper 800 bladsye dik, A4. Hy's eintlik 2 boeke, want hy's te dik vir 1 boek om net so te wees. So jy belangstel of 'n vraag gee of iets wil deel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na ons webtuiste https://jahweshua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor, jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings van die studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Baie dankie broer Rudy vir dit wat jy doen met die TikTok boodskappe. Stuur ook hierdie link of kontak vir die vriende en kennisses, almal wat jy omgee, dit is lewensverandering. Skryf blokpen en ten minste 33 Bybel, uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Vader Jahwe, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir die geleentheid wat ons kan hê om ons Jahwiste by mekaar te kan wees reg oor die wêreld. Baie dankie vir die internet en die dinge wat ons kan gebruik, al die elektroniese media platforms. Baie dankie vir mense soos broer Oliver, broer David vernaam en broer Rudy. Seën hulle Vader. Dankie vir elkeen wat bydra in hierdie bediening. Seën hulle Vader. Dankie vir elkeen wat bid in die bediening. Seën hulle. Dankie vir elkeen wat net 'n woord uitdra. Seën hulle. Al die studente, al die Jahwiste, almal wat deel van die bruid van Jahwe Shua is. Dis ook pastorika myself. Seën ons almal in geheel saam. Seën die woord vanmôre, voed ons met die manna van die lewe. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jahwe Shua. Elke Jahwe sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie vir die 'n wonderlike geleentheid gaan wees. Nou ja, sê omdat ek 'n geskenkie soek of iets nie, ek wil maar net sê dis 74 jaar vandag en aan Jahwe al die eer dat hy my geseën en bewaar het vir my geboortedag tot vandag toe, en dat hy my in gesondheid hou. Ag, die knieg en die prostaat in jou oog was hy die kant. Die dinge wat asma dinge wat ons pad langs kom is, maar hoe sê hulle dat hulle sê dis oud word is nie vir sissies nie, né? Ja, baie van julle weet. So ek wil aan Jahwe al die eer en die lof en die prys en die aanbidding gee. Dankie Vader vir my kinders en vir Pastor Rika. Baie dankie vanmôre vir elke Jahwis boetie en sussie, elkeen wat vir ons kosbaar is, elke student, elke Jahwis, halleluja, reg oor die wêreld. Baie dankie. Dankie vir die gebede. Daar's kom partykeer sommer WhatsAppies wat sommer net 'n mooi WhatsApp is wat net sê Prof, dankie vir ons waardeer die tyd wat julle insit en so aan. Ek wil nou nie almal met 'n WhatsApp stuur en so aan nie. Maar ek gee Jahwe al die eer vir die jare wat verby is dat my gesondheid gehou het
En ek bid dat hy in die jaar wat voor lê, as dit sy wil is, die woord sê ons beplan nie so ver vooruit nie, net vir vandag, elke dag net vir vandag, maar ek sê dankie, dat vir elke boodskap wat uitgegaan is, vir elke dag, en ek wil ook vir Pastoor Rika, vrou, baie dankie sê, vir die tyd wat sy my gun, daar is nie baie vrouens wat dit doen nie, wat hulle man soos 'n slaaf bedien. Ek hoef nie eens te vra nie, die dinge gebeur net. En haar hart is, en dit is wat die bediening wonderlik maak, haar hart is totaal in die bediening. Ek meen, as jy na die blomme kyk, elke randskikking, jy kan sien die liefde vir die koninkryk van Jaffa, wat sy daar insit en doen, en ons eer Jaffa. Ek dank hom net dat ons 'n span kan wees, saam met u almal, halleluja. En ons wil hê dat u bid, dat Jaffa my ook in die jaar wat kom sal met krag en heerlikheid seën, en dat hierdie bediening, dat hy ons sal hou, want ek kom agter 'n ou, sukkel maar partykeer met 'n ding, en dis goed wat daar nie was voorheen nie, en dis maar hoe dit is, né? Maar weet jy wat, ek sê nog steeds, ons is so geseënd om gesond te wees. En so ook ons ander boeties en sissies, en die wat selfs ouer is, ons eer Jaffa vir sy grootheid en sy goedheid, halleluja. Ek dink nou spesifiek gou aan Suster Sandra se ma, ek dink sy is 98, sy's 98, hy tannie, en sy 'n volbloed Jaffis, soos jy nie kan kry nie. Volbloed Jaffis. Ek dink aan Brugoy op die stadium so 92. Ek dink aan Pastoor Kobus, hy raak net so aan die 90, of hy's dalk net oor die 90. En ons gee aan Jaffa al die eer, halleluja. Manne en vrouens wat staan in die bediening, ongeag van hulle ouderdom, aan Jaffa al die eer. Ons bid vir mekaar. Die woord sê, hieraan sê julle weet dat julle my kinders is, as julle mekaar se laste dra. Halleluja. Die boek Spreuke, hoofstuk 23, vers 35. Nou praat hy nog steeds van hierdie ou wat so 'n bietjie in die rooiwyn lewe. Hulle het my geslaan, sê jy dan. Sien, gee verlies, hulle onthou nie wie hom geslaan het nie. Ek het geen pyn gevoel nie. Is dit nie die ironie van die drank nie? Die ouens kry nie seer nie. Hulle val, koppe oop en gesigte stikkend en ek het geen pyn gevoel nie. Hulle het my neergeslaan. Ek het dit nie eers gemerk nie. Kan jy dink dat sonde dit aan 'n mens kan doen? Ek is 'n baie kleinserige mens. Ek hou nie van seer kry nie. Ek dink dis wat van my 'n redelike goeie bokser gemaak het toe ek 'n jong laitie was. Ek hou nie van seer kry nie. Verstaan jy wat ek van sê? As jy my al kwaad jy moet jy my onnodig seer maak. Ek hou nie van seer kry. En daarom vermy ek eerder plek waar 'n mens kan seer kry. Maar hierdie ou, lyk my, hy hou daarvan. Hy sê, hulle het my geslaan. Ek het geen pyn gevoel nie. Hulle het my neergeslaan. En hom toe op 'n partykeer geskop en alles. En ek het dit nie eers gemerk nie. Hy weet, hy's nie bewus. Hy sê, wanneer ek wakker word, dan sal ek dit weer opnuut soek. Wat? Om weer geskop te word, om weer geslaan te word, om getrap te word, om... Ai. Kan jy dink dat mense is tevrede om in die situasie te lewe, net om drank te hê? Nou wil ek dit anders stel. Sonde het 'n manier om sy merk in mense se lewens te laat. Ek weet nie, hoekom lei Jaffa ons deur hierdie gedeelte van Spreuke nie? Van koning Salomo nie. Hy het gesien wat op die dronkpartytjies gebeur het. Onthou, hy het 700 vrouens gehad, hulle het baie diners gehad en partytjies, en dan het hy die varke gesien wat daar was. En hoe hulle gedra het. Ek noem dit varke. Want dit is niks anderster nie.
Weet jy wat die woord sê, vermy die sonde. Wees nie deel daarvan nie. Vermy die sonde. Loop 'n draai om dit. En dis hoekom die Ruach HaKodesh vir u en vir my so uiters belangrik is om funksionerend te wees in ons sielsdimensie. As dit net lyk as ons na 'n verkeerde kant toe gaan, dan skree die Ruach en hy sê, sit brieke aan. Stop, moenie. Jy gaan jouself verongeluk. En jy gaan ander laat seer kry. Jy sien dus wanneer mense in die sonde verval, of wanneer mense, kom ons sê, baie keer groei hulle in sonde op, ander keer groei hulle in godsdienstige huise op, en dan later verval, ek gebruik nou die woord godsdienstig, kerklike, charismatiese en protestante kerke, en later verval hulle in sonde, en dan later gee hulle oor, want hulle gee nie meer om nie. Ek wil vanmôre sê, as daar so iemand is, wat na hierdie boodskap luister, dan wil ek vir jou sê, Yahshua het jou lief. Hy het reeds meer as 2000 jaar gelede spykers in sy hande gekry en 'n doringkroon om te dra. Hy het reeds die bitterbeker gedrink. Ek dank Jahwe, dis nie my goedheid of iets nie. Ek was nog nooit daar gewees nie. Ek weet nie wat dit is nie. Maar weet jy wat, hy het my geweerhou daarvan. Want ek sou sekerlik dalk die slegstes van die slegstes gewees het. Ek weet nie. Maar ek is so dankbaar dat hy op 'n jong ouderdom my pad langs gekom het. En dalk het hy by u pad langs gekom, maar hy wou nie gehoor gee nie. Ek wil net sê, vandag is dit nie te laat nie. Die woord sê, ons lewe steeds in die tyd van die genade. Ons lewe in die tyd van, waar hy sê in Openbaring 3, vers 14 tot 22, was jy koud of warm, omdat jy lou is, gaan ek uit my mond uitspoeg. Die godsdienstige toestand vandag. En dit is juist, die onus lê by die kerke. Ek sê nie al die kerke nie. Meeste van die protestante kerke. Want dit het 'n sosiale byeenkoms geword. Die onus lê by die kerke om sonde te preek en mense te leer, maar hulle doen dit nie. Hoekom? Want is daai ou, wat waarskynlik, wat se asem nog op 'n Sondagoggend na brandewyn ruik, wat die grootste tiendes betaal. Eina, prof. Ja. Dit gaan jou nie red nie. Dit gaan nie jou plek in die hemel koop nie. Ek wil vanmôre sê dat ons is op die beste plek waar ons in die wêreld kan wees, nou terwyl u na hierdie woord luister. Hoekom? Ons is op die plek waar ons in die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees is, en waar in hierdie oomblik Jahwe deur sy Ruach tot ons kan spreek. Waar ons kan besef dat die genade waarin ons lewe, het nie goedkoop gekom nie. Engelse woord sê, it didn't come cheap. Die woord sê, wie sal sy lewe vir 'n vreemdeling gee? Wie sal sy lewe vir sy eie broer gee? Of sy eie suster gee? $2000 jaar gelede, alhoewel dit vir ons voel asof dit net vanmôre gebeur het. Het Yahshua die geleentheid gehad om te sê, dis nie ek nie. Toe die keiser hom vra, is jy die een? Toe sê hy, julle sê dit. Julle weet dit. Julle het dan met 'n weermag gekom om my te kom arresteer. Soldate met spiese en swaarde en lanse om my te kom arresteer. Het julle my ooit in 'n geveg betrokke gesien? En ek is so dankbaar dat ons die voorreg het
in hierdie tyd om deel van die bruid van Jahvashua universeel te mag wees. Hy het reeds vir ons gesterwe. As daar iemand is wat na die Here luister, wil u nie Jahvashua 'n kans gee om ook u hele lewe te verander nie. Nou is die beste tyd. Want hy sê daar in Openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur en klop, en as iemand die deur oopmaak, sal ek inkom en met hom maaltyd hou, en hy met my. Kom ons gebruik die naweek, die hele naweek wat voor ons lê, om werklik saad te saai in die oesland van Jahvashua. En kom ons leef en wees Jahviste wat die ruach vrugte dra. Tot maandag, as Vader lewe en gesondheid spaar, en sy wil is Maranatha. Jahvashua kom weer. Halleluja.